Goeiemôre almal, dis maandagooggend. Dit is die 14de April die jaar 2025 se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels oor medelee. Die swaar kry wat mense op aarde belewe, vind nie agter God se rug plaas nie. Hy sê nie maar net ag sies tog nie. Hy kyk ook nie ander pad nie. Hy het medelee wat beteken dat hy betrokke is by ons. Hy het tog sy seun afgevaardig om medelee met ons menslike elende te hê en hy het dit aan die kruis bevestig vir ons. Hy's betrokke by ons as kinders. Hy gebruik mense wat swaar kry om ander te bemoedig. Halleluja. Kom ons lees in God se woord 1 Konings 8 vers 46 tot 53. As hulle teen u sondig, dis nou Salomo wat bid hier vir die kinders van Israel. Want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle veroveraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby. En hulle dit ter harte neem in die land waarheen hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer en u smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê, ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos, en hulle tot u bekeer in hulle hart, met hulle hele hart en met hulle hele siel in die land wat hulle vyande van hulle weggevoer het, en hulle bid tot u in die rigting van hulle land wat u hulle vaders gegee het, van die stad wat u verkies het en die huis wat u die naam oorgebou het. Wil dan in die hemel u vaste woonplek met hulle gebed en hulle smeeking hoor en aan hulle reg verskaf. En vergeef u volk wat hulle teen u gesondig het, ja, al hulle oortredinge wat hulle teen u begaan het, en laat hulle barmhartigheid vind voor die wat hulle weggevoer het, dat die hulle barmhartig kan wees, want hulle is u volk en u erfdeel, wat u uit Egipte uitgelei het, uit die ystersmeltoond. Mag u oë oop wees vir die smeking van die knegg en vir die smeking van die volk, om na hulle te luister so dikwels as hulle u aanroep. Want u het hulle vir u self as 'n erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos u deur die diens van die knegg Moses gespreek het, toe u Here, ons vaders uit Egipte uitgelei het. Die volgende gedeelte is Psalm 106, verse 43 tot 47. Hy het hulle baie keer gered, maar hulle was wederstrewig in hulle voorneme. So het hulle dan weggesink deur hulle ongeregtigheid. Nogtans het hy hulle benoudheid aangesien toe hy hulle smeekinge gehoor het, en hy tot hulle beswil aan sy verbond gedink het, en berou gekry het aan die veelheid van sy goedertierenhede. En hy het hulle met hulle medelee laat vind by almal wat hulle as gevangenes weggevoer het. Verlos ons, Here onse God, en versamel ons uit die nasies, dat ons u heilige naam kan loof en ons beroem in u lof. Ons laaste gedeelte is hier in Hebreërs 4 vers 14 tot 16. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God, laat ons aan die belydenis vashou, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek was, en net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, baie dankie dat u medelee het met ons. Here, dankie dat u met ons swakhede medelee het. Here, want u weet dat ons as mens, ons probeer hard om in geloof te wandel, ons probeer hard om in heiligmaking na te streef, maar Here, soms faal ons u letterlik. Here, ons bid en vra en sê vir u dankie dat u medelee het met ons swakhede, Here, en dankie dat u kom en u vergewe weer eens, u kom was ons skoon en u verseël ons met u bloed. Here, mag u ieder en elkeen seën in hierdie dag, mag u met almal van ons wees, my gebed in Jesus naam, amen en amen.